Goeiemôre, jy is ingeskakel hier op Radio 33, radio vir mense met siel en natuurlik 11:00 vanoggend, elke woensdagoggend, aktuele sake saam met my Marius Bam en natuurlik met Mike Bolhuis. Mike het gesê ek moet gou so 'n bietjie gesels, hy kry gou vir hom koffie, dan gaan hy by ons aansluit. Vanoggend se gesprek is, wat is jou rol in die gemeenskap? Waar pas jy in? Nou, ek kry van tyd tot tyd weet iemand gooi 'n blikkie neer of 'n papier of wat ook al en ek berus by so 'n persoon. Ek spreek so 'n persoon aan en sê nee, magtig man, tel dit op en kry dit in 'n asblik of wat ook al. Nog 'n voorbeeld is waar mense voel, dit is nie my werk nie, ek hoef dit nie te doen nie, ek hoef niks te sê nie. As jy 'n kraan sien lek, doen jy iets daaromtrent. Of glo jy nou nog vas, jy weet, dat daar 'n watertekort is bykans wêreldwyd, dat jy dit nog nie glo nie en dink dis 'n ou vrou storie. Jy weet al hierdie tipe van goed wat 'n ou moet besef. Jy het nie net die rol in jou familie of in jou gesin of tussen jou vriende nie, maar ook weet teen jou gemeenskap waar 'n ou regtig daadwerklik moet uitstaan en jy weet 'n voorbeeld wees vir ander waar dit by hierdie tipe van dinge kom. Waarom ek kan sê die gemeenskap het so vervalle geraak dat elkeen het besluit, we just gonna mind our own business. Kom kyk gou of Michael gereed is daar vir ons. So waar almal maar net besluit, weet is hulle het nie 'n idee oor wat daar buite aangaan nie en dis nie hulle probleem nie. Hulle besluit op die einde van die dag, jy weet, ek kyk verby dit, dis nie my kraan nie, dis nie my sypaadjie nie, dis nie my straat nie, weet, dis nie, wie daai gesegde is, it's not my circus, not my monkeys. En dit is ek wil amper half sê siekte, wat onder mense begin het waar, dit makliker is om te sê, weet dit niks met my te doen nie, ek gaan my ander pad kyk. Nietemin, goeiemôre Mike, baie dankie weer eens vir jou tyd wat in ons afstaan, om vanoggend met ons te kan gesels. Baie dankie vir die geleentheid julle. Ja, nee, ek hoor wat jy sê. En dit bly maar 'n ernstige onderwerp. Ons het al hieroor gepraat, maar ek glo daaraan om sekere goed gereeld en aanhoudend oor te praat. En nie net eenmaal nie. En jy weet, let's call a spade. Gaan die regering verander? Ek gaan dit nie eens antwoord nie. Elkeen het in sy kop onmiddellike kom ons sê maar 'n nee. Hier en daar sal daar iemand reken en daar's niks meer fout wat positiwiteit betref nie. Maar jy moet kyk na realiteit. Maar laat ek een of twee retoriese vrae vra. Jy weet, gaan die regering verander? Gaan die infrastruktuur verander? Gaan jou munisipaliteit verander? Gaan die omstandighede verander? Gaan die polisie verander? Gaan die polisie verbeter? Gaan die mense wat verantwoordelik is vir jou omgewing, kom ons kompartementeer dit. Elke ou wat nou luister en wat gaan luister in die toekoms, jy bly in 'n gebied. Gaan dit daar verander? Gaan dit daar verbeter? Gaan dinge regkom soos ons altyd sê? Gaan mense ophou kla? Gaan dit erger raak? Ek kan aangaan en jy moet jouself al hierdie antwoorde gee en dan sê jy tot 'n skok agterkom, this is where we at. So, ek het nou al hoeveel keer gesê, jy weet, as daar 'n pothole in jou pad en omgewing is of potholes, doen die moeite, kry almal bymekaar. Ek gee elkeen 'n 20 of 'n 50 rand, koop die paar sakkies ready mix sement, vat 'n paar cones en maak die gat behoorlik mooi en skoon en stamp hom goed hard en dan gooi die ready mix in en maak hom gelyk met die teerpad. En iemand wat bietjie kennis het, weet presies, ons noem dit dryf, hoe om met 'n dryfplank om te dryf dat hy mooi insettel en ook 'n bietjie van 'n growwerigheid het. So that's what you do. Want hier's die vraag. Wie gaan dit doen? En hoeveel keer het julle al gekla daaroor en hoeveel keer is daar al e-posse gestuur
En hoeveel keer is al gebel en hoeveel mense het al dalk uitgery? Petrol, diesel, om te kla oor dinge wat verkeerd is in die omgewing. Nou, as jy daai diesel spaar, daai oproepe spaar, daai gelde wat jy gespandeer het, om jou klagte aan iemand oor te dra dat hulle dit fix. Maar dis hoekom ek gesê, let's call a spade a shovel hier. So op die einde van die dag, it's not gonna change and it's not gonna happen. As jy contacts het, en jy kan dit reg kry, en jy die regte mense om mee te praat, dan fasiliteer dit en doen dit. Maar dit tel vir enige ding. Soos, ons weet nou mos nou al, mense is morsig. Jy weet dit. Nou, jy kan dit aanspreek en jy kan raas en tekere gaan en al daai tipe van goed, maar op die einde van die dag, daai papier en daai rommel wat daar in jou omgewing lê, gaan nie weggaan nie. It's just not gonna go away. Dis dieselfde storie. Jy het weer eens 'n klomp goed en onthou, julle is reg. Julle is almal reg. Afhangende van hoe jy antwoord, is julle reg. But ons praat nou oor when the rubber hits, wanneer die rubber, wat sy spreek, wat sê, hy tref die pad. When the tire hits the road. This is the situation. Hoe verander jy dit? En jy sal dit self moet doen, saam met mense. Maar ek weet wat kom by julle op, ja, maar ek sien nie uit met my bure nie, en niemand wil saamwerk nie. Ek het dieselfde probleem hierso. Ons het hier 'n pad hier voor, wat is net ek en een ander ou wat dit fix, en hom gereeld diens en onderhou. Die ander raak nie betrokke nie. Maar is nie te sê ons los dit nie, ons doen dit nou maar. Maar jy moet die moeite doen. Ek kan nog meer moeite doen en almal werklik waar, jy weet, regtig druk vir 'n plek en hulle betrokke kry, ten minste met 'n paar rand of finansies. Maar ek het net besluit, ek en die buurman vir my, die een buurman vir my skuins oorkant my, wat 'n konstruksiemaatskappy het. Ek en hy doen dit nou maar en ons hou die pad netjies. My mense, almal wat vir my werk, het al geleer. Ek hoef nie eens meer te vra nie. As hulle loop, waantoe hulle ook al loop, of hulle na die klein koeka winkeltjies toe in die omgewing loop, ek bly in 'n plaasrige area, hulle tel goed op. En it becomes a lifestyle. Dit is nou maar so. Ons weet, die taksies wat hier verbyry by die hoofpad, daar waar hulle stop, gooi hulle die vuil goed uit. Ons tel dit nou maar op. Ek het al, as ek draf in die middag, dan stop ek die taksies, want hulle ken my nou al. Dan sê hulle sê al vir my as ek hulle stop, yes, we are telling the people not to throw their rubbish out, they know. So ek hou nie op daarmee nie. En, sorry man, ek drink 'n lekker koffie hierso, ons mag seker, né? Die bottom line is, as jy nie toetree nie, vandag, it's gonna stay as it is. En hier's die ding, né? As jy eerder voet by stuk hou deur al hierdie goed te doen wat ek sê, en dit deur te voer, gaan jy baie meer rustigheid en vrede wees. Want jy gaan nie die rommel weer sien nie, jy gaan nie die pothole weer sien, wat jou nou al seker 'n band of 2 gekos het, en enige en ander probleme in wat in jou omgewing is. Ek noem nou maar net hier fisiese infrastruktuurprobleme. Jy weet, daar kan 'n paaltjie wees wat omgestamp wees. Daar kan waar die stadsraad voorheen gewerk het, kon hulle dit nie mooi netjies gemaak en opgeruim het nie. Ek kan baie voorbeelde noem. Hulle het nou die dag hier by ons, na die verskriklike reëns en storms wat ons gehad het, een van die groot teerpale wat die kraglyne hou, skuins getrek. Maar julle weet nou al hoe werk die stadsraad. Dit is absurd. Nou eerstens het ons lank gewag, toe kom hier nou 'n back actor aan, maar pleks dat hy kyk waar die waterpype in die ondergrondse infrastruktuur, hoe dit daar werk, druk hy net sy grou meganisme, die back actor in, en hy begin grou, en daar grou hy die waterpyp uit. Nou kom ek skok julle, dit het nie al een keer hier gebeur, dit het al verskeie kere gebeur in ons hele omgewing. Nou moet jy weet, daar is 'n moerse pyp, 110 mm waterpyp, hoofpyp, waar spuit die water heen.
Maar dit is nou interessant, hierdie keer lyk dit vir my het die waterouens in die omgewing geweet as die elektriese ouens werk dat ons maar naby wees. So ek prys hulle daarvoor. Ek stuur nog vir Brendan my plaasvoorman uit toe ek hoor daar's 'n back-actor daar. Ek sê hom jy beter vinnig uitjag want hulle gaan daai waterpyp raakgerou. Toe Brendan nog op pad is, toe sien hy hoe spuit die water. Toe is daai hele pad van ons in water want binne minute loop hy hele pad vol water. Nou het hulle dit gefiks éventueel op 'n makeshift manier en die paal weer regop met 'n stit. Maar hulle het nie die pad gefiks nie. En hulle het nie die grond en dit wat heen en weer geskuif is verander daar by ons ingang nie. So what do? We do it. Want hier's die ding wat jy moet onthou. Solank as wat daar probleme is wat jy aldag sien en wat nie reg is nie. You will see it daily en dit gaan net al hoe meer jou frustreer, kwaader en emosioneel en in allerhande ander maniere beïnvloed wat jou hele dag kan beïnvloed. Mense dink nie aan die emosionele wrogings en aan die psigiese gevolge van hoe jy dinge beleef. Julle ken die storie van die ou wat met die verkeerde voet uit die bed uitklim. Dis wat hulle nou sê. Alles loop skeef. As hy uitklim, gly hy en hy val. En hy staan op en as hy 'n badkamer toe gaan, dan gebeur daar nog iets. En as hy met die tandeborsel begin, dan breek die tandeborsel. En as hy in die kombuis kom, dan val die eier op die grond. En as hy in sy koffie mors op sy das. En julle ken daai hele storie en toe hy by die werk aankom, roep sy baas in hom en sê vir hom hoor hy's gefire. En toe hy op pad na sy kar toe is, toe kry hy die oproep van die dokter wat sê hy het eintlik kanker, hy het net 6 maande oor om te leef. Nou, dis 'n grappige dingetjie om te maak, maar op die einde van die dag, as jy dit heeltemal reverse, as jy regop staan en jy's versigtig en daar loop niks verkeerd nie, want ongelukke gebeur, maar dan het jy dit wat goed is wat jy in jou kop het en wat jy beleef en ervaar. Maar nou klim jy in die kar, dan weet jy nou van die pothole en die rommel langs die pad en enigiets en alles wat daar verkeerd is. Dit het 'n effek op jou, elke dag en meer en aanhoudend. En dan kom jy woedend by die kantoor aan, na jy dit en al, want al daai goed is, kom ons sê bad thoughts. And you can't exchange them with good thoughts because these is real reality thoughts. Die potholes is daar, die rommel is daar, die probleme is in my gemeenskap, it's there. Maar die interessante ding is, as jy iets daaromtrent doen, en mense kry om saam met jou hierna te luister en dit te doen, dan klim jy in jou kar en dan het jy nie die pothole concern en die rommel concern en al die ander concerns. Then you have space in your mind for good thoughts. En dan maak dit 'n groot verskil. 'n Mens se kop is nie gemaak, jou brein, om te overload nie. Die mens is initieel deur God geskape om net die pragtigheid van die natuur en die mens en God te identifiseer. Nie die verkeerde nie dit wat aangaan in die wêreld nie. En ek kan seker praat tot ek blou in die gesig is, maar julle weet hoe erg is dit daar buite as ou net sosiale media oopmaak en volg, WhatsApp groepe. Maar hierdie prinsip wat ek hier noem, kan jy toepas in jou hele lewe. Jy ken daai ander spreekwoord wat iemand sê, ag man, ek gaan jou nie eens meer vra om 'n ding te doen, ek doen dit self. That's where we must be. Dis nou maar so. Maar ek glo daaraan dat saamwerk is ons land se oplossing. Ek glo as ons as mens uit ons pad uitgaan, of jy nou eye to eye met mense sien of nie in jou omgewing, en jy doen 'n daadwerklike moeite om te sê, alright, kom ons kyk almal by mekaar verby, alles verby, kom ons kyk net na ons probleme in ons gemeenskap en hoe kan ons dit uitwis. Dan sê ek nou vir jou is daar 'n moontlikheid. En dan kan 'n dwelmprobleem wees in die omgewing. Daar kan mense wees wat in verskriklike armoede lewe. Daar kan ander omstandighede wees wat 'n hele straat kan beïnvloed, soos byvoorbeeld soos ek nou net genoem het, baie arme mense wat nie hulle tuin kan netjies hou nie, wat nie hulle infrastruktuur daar kan hou en netjies hou sodat die
die ander huise in die omgewing nie daardeur beïnvloed word. Julle ken ook die storie. As jy klomp huise in 'n gemeenskap het en een huis is in 'n verskriklike ergere toestand, dan het dit 'n effek op die area se waarde. Dit is so. Maar toetrede en inklim, jy weet in so 'n geval waar die hele straat net sê, alright, ons kom een Saterdagoggend daar saam, ons maak skoon, ons sny die gras, ons hark, ons snoei die bome, ons verf 'n bietjie daar, fiks bietjie daar. Wat vat dit? Dit vat 'n paar rand van elkeen, maar dit bring en knap op die plek en bring die omgewing weer tot op sy level van waarde. En ek kan jou nou al sê, dis 'n oogseer vir jou. Jy wil dit nie sien nie, jy wil dit nie hê nie en naderhand begin jy 'n attitude te hê teenoor daai mense. So daar's 'n klomp goed in 'n ou se omgewing wat jy moet identifiseer. En dan gaan jy na die buurman toe en dan daai na die ander buurman toe. En jy doen daai moeite en julle sit saam, julle reël 'n meeting of stig 'n WhatsApp groep, practice all the rules en kommunikeer oor die probleme. En raad en advies wat ek verder kan gee oor so iets is dat in sulke waar iemand moet begin en jy wat nou vandag luister kan begin. Jy kan net die moeite doen wat jy kan doen en dit deurdruk. En dan as daar dan groepe ontstaan en mense saamwerk, dan het julle behoorlike kommunikasies en moet daar in ag geneem dat nie almal kan R50 gee nie, ander kan dalk net R20 gee, ander ou kan R100 gee. Jy sal verbaas wees as mense eers so iets doen, is daar mense wat bereid is wat sal meer gee. 'n Ander ou sal byvoorbeeld sê ek is oud, ek kan nie enige hande of fisiese werk doen in die sement gooi nie of rommel wegry nie, maar weet jy wat, ek gee vir julle R500. This is what I call perfect communication. This is what we must do. Maar jy gaan ook 'n geval kry waar jy niemand kry wat saam met jou wil werk nie. Dan doen jy dit. En daar's baie ander maniere om dan hulp te kry. Jy kan nog steeds, ongeag vir die attitudes, kan jy 'n backup buddy in daai omgewing stig vir die probleme wat daar is en wat jy wil aanspreek. En as dit nou net jy is, dan doen jy dit. Ek sê nou vir jou, dis 'n moeilike ding en dis moeilik om deur te voer, maar jy sal geseënd wees op die einde van die dag. En jy kan ook net doen wat jy kan doen. As jy stuk bietjie rommel moet verwyder of so elke maand net 'n sakkie ready mix moet koop tot jy genoeg het, dan is dit nou maar so. Op die einde van die dag, humans are very resourceful en ek kan jou verseker as jy skouer aan die wiel en moeite doen, you can get this done. Dan het jy 'n voorbeeld gestel in daai omgewing en mense merk dit op. Mense sien dit en mense sien hoe jy daar operate en dit mag hulle dalk laat toetree. Maar ja, ons sit met 'n probleem in ons land. Skinder en kakpraat is die nommer 1 sport en eensydigheid, isolasie, elkeen op sy eie molshoop is nou maar so. Mense gaan nie uit vir ander mense se alarms wat afgaan nie. Mense sal nie eers die moeite doen om as hy sy boomheining of enige natuur gedeelte wat oorhang of wat ook al, nie eers die moeite doen om vir sy buurman sê, hoorie, kan ek gou inkom, ek wil net gou die heining vir ons mooi sny aan beide kante nie. They don't do that. Hulle doen net hulle kant. Hulle verf ook net hulle kant. So ek sien dit. Dit is daar. Jy sal die grootste fight sien sonde met die bure. Ons het al daai gesprek gehad. Die grootste fights oor die kleinste kinderkak waaraan jy kan dink. En dit is goed wat in mense se koppe bly verlang en hulle frustreer. En dit wys net weer eens na my initiële gesprek. Dit is meer moeite. Dit vat baie meer moeite om moeilik te wees as om maklik te wees. Dis harde werk om 'n fokker te wees, hoor. Dis baie harde werk om verkeerd te wees en aanhoudend verkeerde dinge te doen en te dink en by betrokke te raak. So dis harde werk om 'n boef te wees.
Dis baie harder werk om heeltyd verkeerd en verkeerde dinge te doen en te dink en verkeerlik te wees, as om goed te wees, die goeie dinge te doen, die goeie dinge te dink en die goeie dinge uit te voer. Dis baie makliker om die regte ding te doen, want jy's gemaak om die regte ding te doen. Jy's nie geskaap om die verkeerde ding te doen nie. Jy is, kom ons sê Toyota en jy het 'n diesel engine en jy gooi diesel in, jy gaan tog nie petrol daarin gooi nie. So jy's nie geskape en gemaak to do anything wrong. Maar dis die mens en hy sit eerder met al daai woede en haatdraand en ongemak in sy kop en sy frustrasie oor die potholes en die vuil goed wat daar buite is en sy buurman hy het sy kant gedoen maar die buurman wil nie sy kant doen nie en die oorhang van bome sny al jou takke af. Ag, al daai goed. Wat kan ek vir julle sê? Wie het dit nie deurgegaan nie, die sonde met die bure. Maar mense sit eerder met al daai kak in hulle kop. Hulle kan nie eens Bybel lees nie, dan kom hy goed deur hulle kop. Hulle kan nie stilte tyd doen nie, want hardloop hy goed deur hulle kop. Imagine hoe lekkerder en hoe beter sal jou lewe wees as jy geen frustrasie het nie. Daar's nie 'n ding wat jou frustreer nie. Daar's nie 'n ding wat jy nie aangespreek het nie. Daar's nie 'n ding wat jy nie 'n oplossing voor het nie. Daar's nie 'n ding waaraan jy werk en wil werk en daar's nie 'n ding wat jy oor bekommerd is en nie kan by betrokke raak en deurvoer nie. Nou ek gaan julle skok. En miskien dink julle ek's arrogant, but that's me. That's me. Dis presies hoe ek is. En dis hoekom my kop leeg is van dit wat verkeerd is. Ek deel met alles wat verkeerd is, ja, but I deal with it. Ek deel met verkrachtingssake, ek deel met moord, plaasmoorde wat nou so geeskaleer het. Al die goed wat julle weet ons hanteer en ondersoek, deel ek mee daagliks. Maar dis my werk, dis my 24/7 werk. Ek praat van jou en as luisteraar daar buite. As jy nie 'n spesialis ondersoeker of 'n misdaadondersoeker is, of in die polisie of besig met veiligheid, en jy's 'n gewone besigheidsman, imagine net die goed van jou besigheid. That what is good is in jou kop. Jy dink aan niks anders nie, want al die ander goed is you tick the boxes. Jy hoef nie te dink aan die pothole, jy's besig met iets daarmee. Dan gaan dit uit jou kop uit, because you're busy with it, you're gonna sort it, jy gaan dit hanteer. Jy het nie 'n probleem met die buurman, want jy het net eenvoudig besluit, jy gaan die heining heeltemal albei kante self sny, jy gaan dit doen. Jy gaan alles doen rakende die enige sonde met die bure situasie gaan jy hanteer, en het jy gehanteer, jy hoef nie daaraan te ding nie, en herop te bring nie. Jou mind is nou oop for the good things and new things. En onthou al hierdie kak en hare wat jy in jou kop mee ronddra, verhoed jou om nuwe dinge en mooi dinge te identifiseer. En soos ek gesê het, dit kan jou so oorweldig dat jy in die aand nie in die slaap kan raak, dat jy pille moet drink, dat jy nie 'n behoorlike verhouding het met jou vrou nie, jou kinders. Jy kan nie 'n voorbeeld stel nie, en as jy jou bek oopmaak, dan skinder en praat jy kak en oor die slegte goed wat in jou kop is. En dit is wat mense doen. So hy kan nie wag om by die werk kom om vir almal vertel wat sy fokker is, sy buurman nie. Of die of daai. En. Dis hoe die human mind geraak het, ongelukkig. As ek Bybel lees, dan lees ek die Bybel en ek neem dit in. As ek na 'n stukkie musiek luister ek na die musiek en ek neem dit in. My kop hardloop nie rond oor ander goed nie. Sien dit soos ligte in 'n kamer. As jy van die een kamer op beweeg na die volgende kamer, sit jy 'n lig aan. Dan sien jy alles wat daar binne is. As jy uitstap, sit jy hom af. Dis hoe jy moet werk en dis hoe jy moet wees. Anders gaan jou kop jou mal en klaar maak, hoor. Nou ek weet daar's ander goed wat 'n probleem kan veroorsaak vir mense in hierdie denkwyse, en dis finansies. En dit het ook 'n ewige effek in 'n gemeenskap van bydra en toetrede en hulp. En dit kan jou kop ook vol maak. En natuurlik alles wat in ons land aangaan en. Maar op die einde van die dag, jy moet dit hanteer, verwerk en dit in so 'n mate in jou kop verwerk dat jy daarmee besig is en dit hanteer, dat dit nie oorneem en aanhoudend as 'n onopgeloste frustrasie, irritasie en 'n emosionele ding is by jou wat jou lewe beïnvloed. Want die Bybel sê dit ook baie duidelik, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So, finansies deesdae is 'n groot probleem. Ons infrastruktuur, soos julle weet, is 'n groot probleem. Dinge is duur.
Maar om die moeite te doen om 'n area nice en reg te kry in 'n gemeenskap, alles aan te spreek, emosioneel, fisies, infrastruktuur, geestelik, is a good thing. En dit kom by behoorlike identifikasie van wie bly in huis 1, is dit 'n dokter. Dan kan ons alle mediese goed met hom bespreek. Is daar 'n tweede ou is in die tweede huis is 'n ou wat konstruksie doen. Ons kan hom vra vir 'n goeie prys om vir ons goed aan te koop. In die derde huis is daar 'n onderwyser. Ons kan hom vra om te help met ons kinders. In die vierde huis is kom ons sê iemand wat werk met verslaafde mense of sielkundige situasies. Ons kan hom kry om te help met ons kinders en met dwelm raad, advies en dalk probleme. In die sesde huis is daar miskien iemand soos ek of 'n polisieman. Ensovoort. So identifiseer jy almal wie daar bly. En jy komplementeer hulle op dit wat hulle daar is en die vermoë wat hulle het om dan te kan toetree om die verskil te maak. Nou, hier is weer 'n paar retoriese vrae. Is dit dan nou so moeilik om dit te doen? Wat is dit wat jou verhoed om dit te doen? Hoekom word dit nie gedoen nie, wat ek alles hier gesê het? Wat hou jou terug? Het jy nou, as jy nou al hierdie goed geluister het, besluit, dis is dit, ek gaan dit so doen? Why hasn't this never been done and never been in place? Ek vra myself af. Dis 'n goeie vraag. So daar's 'n klomp vrae wat jou deur jou kop kan gaan en dan is daar 'n klomp stellings wat jy daarin kan sê. Ja, maar niemand gaan saam my werk nie. Of ek het al getraai. Niemand stel belang nie. Weet jy wat, ek het nie die geld nie. Weet jy wat, ek voel vere vir my bure en my mense in die strate gaan verkoop, ek gaan anyway waai. En, jy kan 'n klomp antwoorde gee wat jou keer om die ding deur te druk. Maar jy weet, jy kan aan 'n klomp goed dink en jy kan jouself set in stone daar. In ander woorde, jy gaan nie beweeg nie. Maar dan moet jy maar sit, want dan, ek kan jou nou al sê, hoor wat ek vir jou sê. En ons is omtrent klaar. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Ek is 'n kenner van mense. Ek is 'n kenner van misdaad. Ek is 'n kenner van kommunikasie, denke, emosionaliteit, irritasie, frustrasie, al hierdie attributes wat 'n mens het. Ek is 'n kenner van al die goed, want ek deel met mense daagliks al vir meer as 40 jaar, van die eerste ou wat ek uit 'n nagklub uitgegooi het, bouncing daar, alles het ek heeltyd en altyd te doen met mense gehad tot nou toe. En sal nog seker langer ook. So ek weet waarvan ek praat. En die ding wat jou die ergste opfok, is jou kop. As jy jou kop reg kry, dan sê ek nou vir jou, is daar vir jou verlossing en oplossings. Hoor nou wat ek vir jou sê. As jy 'n attitude gaan hê in alles wat ek hier gesê het en jy gaan jy nêrens niks bereik en nêrens kom nie, maar jy gaan jouself in die proses benadeel. Want hoe meer jy jouself in die proses benadeel jy in ieder geval jou vrou, jou kinders, almal in die huis en almal in die omgewing. So wat word jy? Jy raak die probleem, jy is nie die oplossing nie. Maar as jy daarenteen die oplossing is, die een is wat uitgaan, die een wat die moeite doen, die een wat die papier optel, die rommel verwyder, die pothol toemaak, die bure gaan sien, alles in jou vermoë doen om almal in jou omgewing te help, te ondersteun, te onderskraag, fisies, emosioneel, geestelik, materieel, in elke manier, al is dit met 'n R20, in die regte gesindheid, dan kan jy jou kop skoon kry because you're busy with things en jy gaan baie meer plek hê vir die regte en goeie goed in jou kop en jy gaan jou Bybel kan lees sonder dat daar allerhande stront deur jou kop waai en jy gaan na jou werk toe kan gaan en wat jy ook al doen sonder dat jy heeltyd mor en por en wonder en skinder en kak praat oor alles wat om jou aangaan. Want jou kop is skoon want jy deel daarmee, jy is besig daarmee en jy maak die verskil. En as jy nog die beste ding ooit nog wil doen, dan doen jy dit deur Jesus Christus, jou verlosser, wat dit van jou vereis. Want jy begrawe nie jou talente nie. Jy plaas dit almal daar buite.
En jy help almal en jy is lief vir jou bure en jy is lief vir mense ongeag of hulle vir jou lief is of nie. En jy het jou naaste lief soos jouself, wat die moeilikste is. En jy dien die Here jou God met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, al jou magte en al jou kragte en jou totale wese met al jou gesindhede. En jy probeer baie hard voor jy enigiets sê of by betrokke raak of enige iets van watter aard ook al doen. Hoe sou die Here dit doen? Daaroor bid. En die Here vra vir leiding, wysheid, insig, mag, krag, onderskeiding. En dat hy jou barmhartig en genadig sal wees in alles wat jy doen. As jy die goed doen, dan gaan jy jou kop reg kry. As jou kop reg is, gaan jy die regte dinge doen. 'n Deurmekaar kop met al die verskriklike goed wat aangaan in hierdie land, né? En wat ons nou oor gepraat van gemeenskap toetrede. As jy jou kop daar reg het, dan het jy vrede, rustigheid en kalmte. En you do your bit. Jy gee jou druppel in die emmer. En jy maak daai verskil. En ek bid vir julle dat die Here julle daarvoor sal seën en julle sal seën met absolute wysheid, insig, mag, krag, voorspoed, gesondheid en onderskeiding. Dat julle barmhartig en genadig sal wees. En dat julle sal hoor wat ek sê en dit probeer en sal toepas. Behoorlik hierna sal luister en dit deur te voer om julle gemeenskappe self te verander. En dit sluit in om misdaad vry te kry, want dit is 'n ander issue wat ons dalk op 'n stadium kan bespreek, Marius, en in nommer 2 van hierdie is net infrastruktuur, maar hoe spreek jy die misdaad in 'n omgewing aan? Hoe identifiseer jy dit? Hoe verhoed jy dit? En hoe los jy dit op? Thanks Marius, ek hoop alles het reg deurgekom, baie groete, seën en liefde vir jou my vriend. Baie dankie, En mooi. ons sal die Parabat en Spesmagte kortverhale boek bespreking by Klerksdorp binnekort projekkie oor uitstuur, dan sal ek jou van in kennis stel, dan kan ons net volgende week so 5 minute daaroor praat ook as jy wil. Baie dankie, ek sal dit waardeer. Groete man, bye. Dankie Mike, mooi loop.